laasweek het ons afgesluit in Johannes 7 waar Jesus by die hittefees was en ons het mooi gesien wat is die hittefees. Dit sal lekker wees as ons dalk nou net 'n bietjie hitte hier kan kry, maar ons sal maar doen met wat ons het. En waar Jesus op die einde van die dag sê hy, op die 8ste dag van die hittefees sê hy, almal wat dors is, kom na my en ek sal vir jou water gee, lewende water wat uit jou binneste uit gaan vloei. En die gedeelte eindig waar die mense verdeeld is tussen wie is God? Wie is hierdie Jesus? Is hy die Messias? Wie is hy? En die Fariseërs is ontsettend kwaad vir hom. En daar's 'n gedeelte wat ek wil hê ons net moet lees, hierso in vers 50 van hoofstuk 7, waar Nikodemus met die Fariseërs praat. En hy sê hierso, Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om hulle eers te hoor en te weet wat hy doen? Hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie ook uit Galilea nie. Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. En elkeen het huis toe gegaan. So hierdie Fariseërs is kwaad. Hulle is briesend met hierdie man. Nou, die gedeelte sê hulle het huis toe gegaan, maar ek wonder wat het in daai huis aangegaan. En ons gaan 'n bietjie sien in hoofstuk 8 wat daar gebeur het. En dit sê, Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Nou, die gedeelte wat ons gaan behandel vandag, is 'n swaarder gedeelte. Dis nie 'n ligte gedeelte nie. Want ons moet sonde nooit ligtelik opvat nie. As ons laks gaan wees met sonde, gaan ons vingers baie erg brand. Ons moet nie bang wees vir die planne van die bose nie. Maar ons moet baie versigtig wees hoe ons met sonde werk. Wat ons doen en wat ons nie toelaat nie. So, hierdie hoëpriesters is kwaad vir Jesus. Hulle is goed opgewerk. En hulle gaan dink aan 'n plan hoe gaan hulle hom kan vang? Hoe gaan hulle hierdie man kry, dat hulle hom op 'n manier kan doodkry? Want ons sien heeltyd, hulle wil Jesus doodmaak. En hulle dink aan 'n plan, hoe gaan hulle dit regkry? So, hierdie is die gedeelte van die vrou wat gevang is in egbreek. En hierdie gedeelte is vir my so interessant hoe Jesus dit hanteer. So lees saam met my vanaf vers 1 in hoofstuk 8. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Vers 9. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kan lees. Die voorreg wat ons het om die woorde van u vas te kan hou in ons hande en dit te kan bestudeer. Here, ek vra vir elke persoon se harte om ontvanklik te wees. Ek vra dat u my sal gebruik soos wat u nodig het om my te gebruik, sodat elke persoon moet hoor wat u vir hulle wil sê vandag. Here, en dat u sal werk in elke persoon se hart. Ons loof en prys u naam.
So, hierso, in die begin, gaan sit Jesus, en hy bedien die woord, en die fariseërs kom na hom, met 'n plan. Nou, hulle het nie die oggend, niemand weet presies hoe het hierdie uitgespeel nie, die skrif is nie duidelik oor wat het gebeur, dat hulle hierdie vrou gekry het nie. Maar dit moes 'n bietjie beplanning gevat het, hulle het nie die oggend net opgestaan, en hier betrap hulle iemand in die daad van egbreek nie. Hierdie is 10-1 wat hulle heel aand aan gespandeer het, om Jesus te vang in hierdie situasie. Die plan was nie vir geregtigheid om geskiet te word nie. Die plan was dat hulle Jesus wou vasvang. Hulle wou hom toets. Hulle wou hom verneder. En ongelukkig kies hulle om 'n vrou te gebruik wat in egbreek gevang is. Nou ek sê nie dit wat sy gedoen het is reg nie. Dit wat sy gedoen het is verkeerd. Maar die fariseërs kyk verby daai persoon en hulle sê ek gaan jou gebruik vir my plan. En ek besef die invloed wat sonde het op ons lewe. Dat hulle daai vrou heeltemal miskyk as persoon en hulle vat haar en sê ons gaan haar gebruik om iets reg te kry wat ons wil. In daai oomblik het hulle geen genade gewys vir daai vrou nie. Hoeveel keer kyk ons na iemand wat 'n fout gemaak het en ons het nie genade vir hulle nie. Ons kyk na dit wat hulle gedoen het en ons is briesend kwaad. Ons sien nie daai persoon raak wat 'n fout gemaak het nie. Nou ek sê nie teen die 6de, 7de keer dat jy maar net altyd moet smile en wave en sê dis okay nie. Maar is ons sensitief vir 'n persoon wat voor jou sit, wat iets gedoen het, wat seer gekry het? En hierdie fariseërs het geen bekommernis oor hoe hierdie vrou moet voel nie. Hulle kies om haar net te gebruik vir hulle plan. Ek wonder wat my reaksie sou wees as ek so onderbreek sou wees. Ek weet nie hoe ek sou gereageer het nie. Maar wat doen Jesus? Jesus buig af en hy skryf van die grond. Sy dade is besig om daai situasie te ontlont. Hy reageer soos wat hulle nie gedink het hy gaan reageer nie. Hoe reageer ek en jy as ons gekonfronteer word met so ietsie? Ek sal baie keer uit woede uitreageer oor so iets, want hoe kan so ietsie gebeur? In vers 7 sien ons wat hulle doen. Hulle hou aan en aan en aan. En wat sê Jesus vir hulle in die laaste gedeelte van vers 7? Hy sê vir hulle, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Nou, net om vir julle 'n agtergrond te gee oor die reëls en die wette wat die Jode volgens gelewe het, daar moes ten minste 2 ooggetuienis gewees het vir iemand om voor die raad te staan om te sê, okay, jy word nou geoordeel vir hierdie saak. So, dis nie net, 2 mense moes nie net gesien het dat 'n man en 'n vrou uit 'n kamer uitstap en hulle het nou die daad gedoen en hulle is gevang in egbreek nie. Nee, hulle moes fisies dit gesien het. So hierdie ding is ryk na 'n setup. Dit lyk asof hierdie alles beplan is om Jesus te vang en hulle gebruik hierdie vrou vir dit. Die ander ding wat ek hoop julle opgelet het is, waar is die man? Hulle bring alleenlik die vrou. Hulle reëls en wette sê, die man en die vrou moet voorkom. Nie net die vrou nie. So weer eens sien ons, hulle het 'n agenda rondom hierdie. Weet jy wat is die gevaar van 'n valse getuie as jy iets van iemand gesê het en dit was nie die waarheid nie? Dan word jy gestraf volgens dit wat hulle voorgestraf moes word. So as jy 'n false witness was, het hulle jou gestenig as jy gevang was in hierdie. Die wet sê ook dat die 2 persone wat dit gesien het, die eerste
klippe moet gooi. En Jesus sê vir hulle, die van julle wat sonder sonde is, laat julle gooi. Daar is nog 'n ander aspek wat ingekom het, wat buite die wet en die reëls van die Jode was. Die Romeine het gekom en gesê, luister, julle kan nie net meer mense doodmaak volgens julle wette nie. Ons besluit wat met mense gaan gebeur. So die Romeine het die Joodse wette gestop om te sê, julle kan dit nie meer net doen nie. So, hierdie hele ding wys vir my, iets is nie reg nie. Hulle probeer net die Here vang in 'n plan wat hulle het. Maar wat doen Jesus? Hy gooi die bal terug na hulle. Hy sê, wie nie sonde het nie, gooi die eerste klip. Hy ontlont daai situasie soos wat net God sal kan. Soos wat net God sal kan in jou situasie. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy gekonfronteer word met iets wat jy nie weet hoe om te hanteer nie, vra die Here om jou te help. En hy sal jou situasie ontlont soos net hy kan. Wat sien ons gebeur? Hulle loop een vir een weg, van die oudste na die jongste, geoordeel deur hulle eie gewete, loop hulle weg. Die effek van sonde bring in my en jou lewe skuldgevoel. Dit bring vir my en jou op 'n plek wat ons nie waarheid in die oë kan kyk nie. Jesus is die waarheid. En toe hy daai woorde vir hulle sê, toe is hulle deur hulle eie gewete geoordeel. En hulle kan nie meer waarheid in die oë kyk nie. En hulle draai om en hulle loop weg. Die vraag was nie of die vrou of die wet gehoorsaam moes word in hierdie situasie nie. Die vraag was hulle gekwalifiseerd om te oordeel oor die vrou? My vraag aan jou is, moet ons oordeel? Wat dink julle? Ja of nee? Dis nie 'n vasvraag hierdie nie. Okay. Ons moet kan oordeel. Dis nie my en jou plek om te veroordeel nie. Maar ons moet kan oordeel. In 1 Korintiërs 6 skryf Paulus aan die kerk van Korinthe, hy sê, want hulle het striweling en die mense gaan hof toe en dit is 'n gemorspel, en hy sê vir hulle, julle gaan eendag oordeel oor engele, en julle kan nie nou 'n situasie onder mekaar uitsorteer nie. Elke dag as jy opstaan, moet jy oordeel, jy moet keuses maak, jy moet besluit oor goeters. So ek en jy moet oordeel. Maar die vraag is, hoe oordeel ek en jy oor iemand wat in sonde lewe, maar jy is besig met dieselfde sonde? Jy kan mos nie. Dit is onmoontlik om te oordeel in iets wat jy mee besig is. En dit is wat Matteus 7 van praat. Julle kan julle Bybels na Matteus 7 vers 3 toe blaai, dat ons dit daai lees. Matteus 7 vers 3. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. So wat sê hy hierso? Hy sê, moenie die splinter in iemand anders se oog wil gaan uithaal, as jy 'n balk in jou eie oog het nie. Hy sê, haal eers die balk uit jou oog uit, sodat jy reg kan sien om die splinter in iemand anders se oog uit te kan haal. So hy sê, ons mag oordeel, maar is jy in die posisie om te kan oordeel oor iemand? Hy praat hierso van 'n geveinsde,
Nou 'n gefeinste is nie iemand wat fyn is nie. Gefeinste in die Afrikaanse ander woord vir dit is iemand wat voorgee en nie eg is nie. Iemand wat skynheilig is. Dit is 'n gefeinste. En hoeveel keer het Jesus die Fariseërs beskuldig van dit? Gesê hulle is hypocrites. Ek en jy moet nie hypocrites wees nie. Ek en jy moet nie iemand beskuldig of oordeel oor iets wat in jou eie lewe nie reg is nie. Want dis nie dat ons nie mense moet help nie. Maar jy gaan eendag voor die Here staan, alleen. En hy gaan nie jou vra, wat het jy vir jou vrou alles uitgewys, moet sy regmaak in haar lewe nie. Hy gaan vir jou sê, nee, Johan, wat het ek vir jou gewys, is nie reg in jou lewe nie. Wat moet jy uitsorteer in jou lewe? Dis waarop ek geoordeel gaan word, nie op my vrou nie. So is baie maklik om vingers te kan wys, allerhande kante toe. Maar die probleem lê baie keer hier binne by ons. En dit moet eers uitgesorteer kan word. Ons moet eers gesond kan wees om reg te kan oordeel oor iemand. Wat gebeur toe? Kom ons lees in vers 10 en 11. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Wat sê Jesus nie? Hy sê nie hier, ag dis oukei, gaan maar aan met jou lewe nie. Hy regverdig nie haar sonde hierson nie. Hy keer dit nie goed nie. Wat hy doen is, hy kom spreek haar vry van dit. Sonde is nooit reg nie. Ek en jy moet nooit op 'n plek kom om dit te regverdig nie. Ek en jy moet sensitief wees vir die Heilige Gees om ons te lei in sy weg en in sy waarheid. Wat sê Jesus hierso vir haar? Hy sê, gaan, want ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer. Jesus was die enigste ene wat haar regtig kon oordeel. Hy is die enigste ene wat haar werklik mag geoordeel het. Maar hy kies om genade aan haar te toon en vir haar te sê, gaan en sondig nie meer nie. Jy sien, ek en jy kan niks verander aan ons verlede nie. Dit wat 'n minuut terug gebeur het, kan ek nie aan verander nie. Dit het gebeur. Ek kan die Here vra vir vergifnis. Ek kan wegdraai van dit af. Ek kan mense vra wat ek seer gemaak het om my te vergewe. Maar ek kan nie verander aan wat gebeur het nie. Dit het gebeur. Maar ek en jy moet versigtig wees om nie vasgevang te word in ons verlede deur wat mense van ons sê of wat die duiwel in jou oor fluister en jou op 'n plek kry wat jy so op die verlede fokus dat jy nie in die kruis kan vaskyk en sê Here, dankie dat U die prys betaal het. Dankie dat ek vry kan wees van hierdie sonde nie en in die oorwinning kan lewe wat Jesus vir my en jou het nie. Ek en jy kan kies om in die lig te wandel en te sê ek wil nie meer dat die sonde 'n oorhand het oor my nie. In vers 12 sê Jesus iets baie interessant. Hy sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Is dit nie mooi woorde daai nie? Wie my volg, sal nie in duisternis wandel nie. Voel jou lewe dalk swaar? Voel jou lewe dalk donker? Sien jy dalk nie kans vir die week van môre nie? En jy vra, hoekom gaan dit so? Jy sit dalk hier en jy sê, ek voel hierdie goeters, maar ek is nie 'n sondaar nie. Ek lewe nie in wetende sonde nie.
Ek het Jesus aangeneem as my redder. Hoekom voel ek so? En ek wil vir jou sê, as my en jou prioriteite skuif, dan sit ons met 'n gevaar wat ons nie in wil wees nie. Nou wat bedoel ek daarmee? Wie is eerste in jou lewe? Wat is eerste in jou lewe? Is dit jou werk? Is dit jou vrou? Is dit jou kinders? Is dit jou stokperdjie? Wat is eerste in jou lewe? Want dit moet God wees. Enige iets wat die plek van God vat in jou lewe is sonde. Maak nie saak hoe goed jy dink dit is nie. Enige iets wat die plek van die Here vat in jou lewe is sonde. En ek en jy moet daarvan bely en die Here in die posisie sit wat net hy verdien om in te wees. Ek kan mos nie sê God is vir my 'n prioriteit, maar ek spandeer niks tyd met hom nie. Ek kan mos nie sê ek is 'n Christen, maar ek lewe nie 'n lewe wat die Here uitbeeld in my lewe nie. Ek kan mos nie sê my huwelik is 'n prioriteit vir my, maar die dag toe ek getrou het, het ek nog nie weer my vrou gesien nie. Ek weet nie waar sy nie. Maar ons is getroud. Maar ek spandeer niks tyd met haar nie. Wat is ek mee besig? Maar ons doen dit baie keer met die Here. Sê ja, ek weet, ek is gered. Ek is alles reg. Eendag ek sal iewers te weer by U uitkom. Maar dankie dat ek gered is. Maar ek gaan nou maar aan met my lewe. Die effek van sonde in ons lewens is dat ons sukkel om die waarheid in die oë te kyk. Maar ek en jy hoef nie vasgevang te wees in dit nie. Ek en jy kan vrymoedig gaan na die genade troon en sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het. Vergewe my vir dat ek iets of iemand in U plek gesit het. Vergewe my vir wat ek gedoen het. En ek kan die Here in die oë kyk en sê, dankie vir die prys wat U betaal het aan die kruis. Want dit is die troon van genade. Hy wys vir my en jou genade in daai oomblikke. Redding is 'n eenmalige gebeurtenis. Maar jy moet nooit ophou om die Here na te streef in jou lewe nie. As jy gered is, moet jy aanhou die Here pursue. Moet jy aanhou om 'n verhouding met hom te hê, om te ontwikkel in die verhouding met hom. Soos wat ek gesê het, ek is nie net getroud op een dag en ek sien niks meer van my vrou nie. Ek en my vrou het eenheid oor besluite. Ek en sy moet besluite neem oor sekere goeders. Ek doen nie net wat ek wil en koop 'n ander huis, ek hou daarvan en ek trek daarin en sy weet nie eers of daar is 'n ander huis of dat ek getrek het. Dis mos nie hoe dit werk nie, maar ons doen dit met die Here. Ons spring in die dag in en as ons oë uitvee, lê ek in die bed en dan, okay Here, dankie vir vandag, alles het goed gegaan, ek is bly, amen, slaap, daar gaan ons aan. Volgende dag, rinse repeat, daar gaan ons aan. Is ons intentioneel met ons verhouding met die Here? Dis 'n voorreg wat ek en jy het om gered te wees. Dis 'n geskenk wat hy vir ons gegee het. Wat doen ons met daai geskenk wat hy vir ons gegee het? Ek dink aan as die woord praat van 'n wedloop wat ons hardloop, dan dink ek aan 'n atletiekbaan wat jy hardloop. Nou, hoe meer ek hierdie pad met die Here stap, hoe meer besef ek is nie 'n atletiekbaan nie. Hierdie is meer soos 'n warrior race. Dis meer van 'n hindernisbaan as wat dit 'n atletiekbaan is. Dis op en af. Daar's obstacles in hierdie. En ek en jy het baie keer iemand nodig om ons te help oor hierdie obstacles. Ek en jy kan nie hierdie alleen doen nie. Daar's iewers so 'n oulike prentjie. Ek het eintlik 'n prentjie gesoek van iemand se bout wat in iemand se gesig is, want dis baie keer raak dit rof as in so 'n obstacle course. Maar daar's 'n doel en daar's 'n plan en jy het mense nodig om jou te help. Ons is in die Victory Weekend en daar's so ou die ouer mense kan sekere goeters maar net sê wat ons jongeres nie kan sê nie en ons kan vir dit lag. En die oom staan so en hulle mic kom op en die ou is besig om die mic in sy broeksak te druk en die oom sê ja, dis maar goeters wat ons doen. Ons laat mans in ons boude vat dat ons net kan praat. En ek besef
Daar's goeders wat maar net gebeur, wat moet gebeur, maar ons het hulp nodig. Want vir daai oom om reg te kon kommunikeer, moes iemand die mics in sy sak druk en aangaan, en ons gaan aan. Ons het hulp nodig. Ons kan nie hierdie resies alleen hardloop nie. Hierdie is nie 'n plat resies wat alles net maanskyn en rose is nie. Maar ek en jy moenie toelaat dat die wêreld rondom ons aandag aftrek van die Here nie. As ek en jy sê ons is disippels van Jesus, dan kan ons nie dinge doen van die duiwel nie. Dan kan ons nie haat nie. Dan kan ons nie in woede mense wil seermaak, soos die Fariseërs en die Sadduseërs nie. Dan moet ek en jy anderste dinge doen. Ek en jy kan nie meer soos die wêreld lyk nie. As iemand jou onreg aangedoen het, wat doen jy? Spring op die prokureur. Hy gaan hierdie man ry dat hy verstaan. Alles wat hy het, gaan ek vat. Of gaan ons genade hê? Gaan ons die Here raadpleeg oor daai situasie en hom vra, hoe lyk dit, Here? Wat moet ek doen in hierdie situasie? En dan gehoorsaam wees aan wat ook al hy vir jou sê om te doen. Partykeer moet jy nie goed los nie. Partykeer moet jy mense aanspreek. Partykeer moet jy ook genade hê. Maar hoe hanteer ons dit? Ons kan dit net hanteer met die wysheid wat die Here vir ons gee, as ons in verhouding staan met hom. As iemand jou aftrek langs die pad en hy sê hy's 'n polisieman, maar jy sien hierdie ou het nie eers polisieklere aan nie, hy het dalk 'n polisielig. Hy het 'n blou lig. Nee, kom ons sê nie eers 'n polisielig nie. Jy gaan hierdie ding so kyk en jy gaan sê nee, ek weet darm nie. Hierdie ou, hy vat my vir 'n ride en jy gaan eintlik maar net ry. Sê nee, hierdie ou is nie betroubaar nie. Hy kan nou maar jou nommerplaat vat en dan kan hy jou later kom besoek as hy werklik 'n polisieman is. Maar jy gaan nie net hom glo nie. As jy die regte vrae vra, kom jy vinnig agter of daai oue polisieman is of nie. En so vra die wêreld partykeer net die regte vrae vir my en jou. En hulle kom agter, wat gaan werklik hier binne in ons aan? Is ons regtig Christene soos wat ons sê ons is? Of is dit maar net 'n woord wat ons gebruik, want iewerste my ouers ek was iewerste gedoop en iewerste is my ouers Christene gewees en as ek nou moet besluit, dan is ek nou maar seker 'n Christen. Hoekom deel ek hierdie met julle? Ek deel hierdie nie dat 'n mens moet swaar wees of dat ons negatief moet wees of dat ons moet bekommerd wees oor sonde nie. Ek deel hierdie want ons lewe in 'n sondige wêreld. Ons moet verstaan wat is daar moontlik in ons lewens wat nie reg is nie. En as daar goeders in jou lewe is wat reg is, great. Bid jy vir wysheid hoe om mense te help in areas van hulle lewe wat hulle ook hulp nodig het. Is ons daar om mekaar te help of ons is so gefokus en geïsoleerd op onsself dat ons nie ander mense kan help nie. Ons moet bewus wees dat sonde is 'n kanker wat vernietig in mense se lewens. Ons moet nie toelaat dat sonde 'n houvas kry in ons lewens nie. En die Heilige Gees wys vir ons goeders uit. Ons dink baie keer is ons skuldig. Maar die Heilige Gees wys vir ons goed uit wat ons van moet laat gaan om vry te kom. Hierdie is 'n interessante gedeelte in vers 31 en 32 wat ek wil hê julle moet saam met my lees. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: "As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak." Hoor wat sê hy? As julle in my glo. So hy praat met Jode daai tyd wat in hom geglo het. En hy sê vir hulle, hou aan, loop in my woord, dan is jy my disipel. Ek en jy wat 'n Christen is, wat sê ons is 'n Christen, moet aanhou loop in die woord van die Here. Ons moet nie ophou nie. Ons moet aanhou. En daar's obstacles en daar's uitdagings, maar ons moet aanhou en ons moet aanhou. En ons moet nie ophou nie. Jy hou op die dag as jy jou asem uitblaas op hierdie aarde.
ek en jy moet aanhou. As jy nie kans sien om alleen aan te hou nie, kry vir jou iemand om saam met jou te bid. Kry vir jou iemand om saam met jou te stap. As jy getroud is daar niemand beter as jou huweliksmaat om daai pad mee te stap nie. Kry iemand sodat jy nie alleen hoef te stap nie. Hy sê hier in die einde van vers 32, sê hy, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dit is wat waarheid doen. Dit maak vry. Dit bring vir my en jou vreugde en vryheid van die laste en die sorge van die wêreld. Wie van julle het al iets gedoen wat verkeerd was? Wat niemand van weet nie. Hier sit dalk van julle wat daai gedagte opkom wat niemand nog steeds van dalk weet nie. Wat jy gedoen het en jy's nie trots daarop nie. Daar's goed wat in my lewe al gebeur het wat ek oor glad nie trots is nie. Wat ek oor baie spyt is. Maar wat die Here my gelei het om in waarheid te loop en te sê, hoe gaan ek hierdie regmaak? Here, wys vir my. Daar's kere wat ek na mense toe moes gaan en gaan sê, vergewe my vir wat ek gedoen het. Daar's nog goed wat ek moet gaan uitsorteer. Dit stop nooit om reg te maak solank ons in die lig en waarheid wandel nie. Dis 'n proses. Daar's kere wat ek uitgestap het uit die huis uit en ek besef, ek het nie reg gewerk nou met my vrou nie. Ek moet gaan regmaak. Dan moet ons stop en gaan regmaak. Want as ons dit los, dan gee ons die duiwel hou vas in ons lewens. Lees saam met my Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Moenie oortredinge bedek nie. Moenie oortredinge regverdig nie. Bring dit aan die lig, want in die lig kan die son en die waarheid van Christus skyn op daai areas, en jy kan vrykom van die hou vas van dit. Ons gaan weer terug na Johannes toe, Johannes 8 vers 34. Want dit is wat hy hierso nou volgende aanspreek. Hy spreek die sonde aan. Hierdie hele hoofstuk gaan oor sonde en die invloed en die uitwerking wat dit het op mense. In vers 34 sê hy, Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Die Engels sê, a slave to sin. As jy sonde doen, word jy die slaaf van daai sonde. En jy vee jou oë uit en jy kan jouself nie help nie. Jy dink jy kan jouself nie help nie. Tot 'n mate is jy eintlik reg, jy kan jouself nie help nie. Jy kort die wedergeboorte werking van Jesus in jou lewe om daai uit te kan sorteer. Maar vir dit om te gebeur, moet jy op 'n plek kom om te sê, Here, ek besef hierdie is sonde, ek wil ophou, ek wil nie aangaan nie, help my in hierdie area. Hierdie wat ek met julle deel, weet julle dalk al. Maar ek hoop dit help jou ook om iemand anders te dalk te help, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat vra het in hierdie areas. 1 Johannes 1 vers 9 sê, those who confess their sins, he is faithful and just to forgive their sins. As ons sondes bely, vergewe hy ons sondes. Hy spreek ons vry van dit. Ons hoef nie 'n slaaf aan sonde te wees nie. In vers 33 sê, want Jesus spreek hierdie aan en die Jode sê, maar ons is nie 'n slaaf van enige iemand nie. Ons is vry. Ons is kinders. Of ons is die saad van Abraham. Ons is okay. Daar's nie 'n probleem met ons nie. Ons is aan niks gebonde nie. En hulle besef nie die invloed wat die sonde, die binding van sonde op hulle lewe het nie. Hulle dink hulle is vry, daar's niemand oor hulle nie. Maar geestelik is hulle gebind.
Geestelik is hulle vasgevang. Daar is 'n man met die naam van Greg Mitchell. Hy is een van die leiers van Every Nation, en hy het bedien op die Build Conference. Hy kom van Kanada af. En hy sê, Kanada met hulle wokeness of liberale uitkyk oor die wêreld, hy sê, hulle is so 10 jaar voor Amerika en voor die res van die wêreld rondom hierdie goeters. Hy sê, hulle verstaan nie eers die konsep van sonde nie. As jy vir hulle sê, dit wat jy doen is verkeerd, dan sê hy, nee, jy verstaan nie. Jy sê dis sonde, ek sê dis 'n oplossing. Ek is alleen in die aand, ek gaan vir my 'n prostituut kry. Die werk was te veel vir my gewees, ek gaan myself verdrink in alkohol. Dis nie 'n probleem vir my nie, dis 'n oplossing vir my. Ons besef nie hoe ver sonde ons sal vat nie. Ons moet versigtig wees om sonde 'n houvas te gee in ons lewens. Daar is 'n verskil tussen wêreldse berou en goddelike berou. Wêreldse berou is jy spyt as jy uitgevang word. Jy is jammer want jy is uitgevang. En jy gaan alles doen om nie weer uitgevang te word nie. Maar jy hou nie op met wat jy besig is nie. Maar goddelike berou is 'n berou wat jy besef wat jy gedoen het jy gesondig teen 'n heilige God. En jy moet kies om weg te draai van dit af. En sê, Here, help my, ek wil nie aanhou met hierdie nie. In vers 51 sê Jesus iets baie interessants. Lees saam met my. Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Ek wil vir jou iets duidelik maak vandag. Daar is 'n verskil tussen fisiese dood en geestelike dood. Julle moet dit mooi verstaan vandag. Daar is 'n verskil tussen fisiese dood en geestelike dood. Geestelike dood is 'n plek waar jy nie eers weet van God nie. Is 'n plek waar jy gaan opeindig sonder God. Ek en jy moenie bang wees vir fisiese dood nie. Elkeen van ons se lyntjie is iewers te getrek. Die Here bepaal daai. Maar geestelike dood moet ek en jy bitter bang voor wees. Wanneer ek en jy wegdraai van Jesus af, deur om ongehoorsaam te wandel in sekere aspekte en dit te probeer regverdig in ons lewe, begin ons om ons harte te verhard en ons is besig om geestelik dood te gaan. Jy kan hier wees, maar geestelik is jy nie met ons nie, want jy het jouself so verhard. 'n Ongeredde persoon is in 'n geestelike dooie toestand wat hy homself bevind. Met die val van Adam en Eva, in die sondeval van die tuin van Eden, het God gesê, as julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterf. En almal het gekyk dalk daarna en gesê, ons is nie, Adam en Eva, ons is nie dood nie, ons het lekker geëet. Ons is nie dood nie. Maar geestelik het daar 'n skeiding plaasgevind wat nie kon herstel word deur mens totdat Jesus daai herstel weer kon bring nie. En dit is die verandering wat binne in ons plaasvind wanneer ons wedergebore word. As ons gered word, moet ons nooit op 'n plek kom wat ons sê ons is nou okay, alles gaan aan nie. Filippense 2:12 sê ons moet ons redding uitwerk met vrees en bewing voor die Here. Ons moet aanhou werk, ons moet aanhou arbei aan dit wat die Here vir ons gedoen het. Jesus sê heeltyd vir hierdie Jode, dit beteken nie omdat jy die saad van Abraham is, dat jy die kind van Abraham is nie. Ek en jy, wanneer ons geskape is in die beeld van God geskape. Maar jy is nie 'n kind van God nie. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, word jy 'n kind. En die woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het is, gaan vir Maria gesê het om vir die disippels te sê, gaan en sê, ek gaan na my Vader, wat ook julle Vader is, en my God, wat julle God is. Hy nooi ons dan uit, om kinders te word van hom. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Die laaste 2 verse in die gedeelte is vers 58 en 59.
Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Dit begin waar hulle iemand wou stenig. Jesus ontlont daai situasie. Hy leer hulle van die invloed van sonde in hulle lewens, die uitwerking van sonde. En hy raak 'n punt aan oor wie hulle kinders van is. Hy sê julle is kinders van die duiwel. As julle my geken het, sou hulle geweet het wie ek is. En hulle wil hom stenig. Die Heilige Gees het gekom om vir die wêreld te wys tussen sonde, geregtigheid en oordeel. En vir my en jou om te wandel in die woord en die waarheid van wie God is. Ek en jy het elke dag 'n keuse. Hoe gaan ons reageer oor wanneer die Heilige Gees vir my en jou goed uitwys? Ek en jy moet 'n keuse maak. Wat gaan ons doen rondom dit? Die gewig van sonde is swaar. Daar's mense wat rondloop, wat hopeloos voel oor die gewig wat sonde het op hulle lewe. Daar is altyd hoop as ek en jy kies om na Jesus toe te draai. As ek en jy bereid is om te sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Ek en jy moet eerlik wees met onsself rondom dit. En Jesus sê, neem my juk op, want hy is lig en hy is sag. As ek en jy eerlik is met onsself, konstant, die pad met die Here stap, wanneer hy vir ons goeders uitwys, nie ons harte verhard nie, maar aanhoudend dinge na hom toe bring, dan sê hy vir my en jou die woorde wat hy vir daai vrou gesê het, om te sê, ek veroordeel jou ook nie meer nie, gaan en sondig nie meer, en ek en jy kan in vryheid wandel. Ek wil julle met julle oë sluit, en soos wat julle oë toe is, wil ek hê julle moet die Heilige Gees vra, Here, is daar iets in my lewe wat nie in lyn is met die woord nie? Is daar iets wat ek doen wat u plek vervang in my lewe? Is u die eerste een in my lewe? Is my bekommernis vir finansies so groot dat ek nie aan kan gaan nie? So fokus op dit dat u nie meer prioriteit is in my lewe nie? Is my bekommernis oor my kinders of my werk, het dit u plek ingeneem? Dan wil ek nou dat jy met God praat en hom vra om jou te vergewe en jou vry te spreek van die houvas en die gewig van sonde. Ek en jy moenie met 'n swaar las rondloop nie. Ons moet kan jubel en juig in die krag van wie Jesus is.